Goeiemôre. Dis Woensdag en ek hoop dit gaan met jou goed. Matteus 26 vers 69 vertel die verhaal waar Petrus Jesus verloon het. En sien Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus, die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. En terwyl hulle uitgegaan het na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan hom en die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nasareëner. Met 'n eed ontken hy weer, ek ken nie hierdie man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik jy's ook een van hulle, want ook jou spraak maak hulle jou bekend. En toe begin hy by homself verwens en te sweer, ek ken hierdie man nie. En dadelik het die haan gekraai. Onthou jy so 'n paar verse terug, daar in Matteus 26 vers 31, het Jesus saam met sy disippels geëet en vir hulle gesê dat een van hulle gaan Jesus verraai of verloon. En nou Petrus het gesê, verseker nie ek nie, Here. En later, sonder dat ou Petrus dit wou gedoen het, het hy Jesus verloon. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Ek en jy is net soos ou Petrus, sonder dat ons dit weet en sonder dat ons bewus is, sonder dat ons dit eintlik wil doen, is ons besig om Jesus elke dag te verloon. Jy praat van, hoe doen ons dit? Ons doen dit deur wat ons sê, deur wat ons doen, die oomblik wanneer ons Jesus ontken, of dinge doen waarvan Jesus nie hou nie, en ons optree asof ons nie aan Jesus behoort nie. En dan is ons besig om Jesus te verloon. In ons buurt het daar mense ingetrek en hulle het hoendertjies. En elke oggend vroeg, omtrent net na 3, begin hierdie hane te kraai en maak al die hele buurt wakker. En die hele buurt is al frustreer deur die hoenders wat so vroeg kraai. Maar leer ek iets, dat elke oggend as ek en jy die haan hoor kraai, die haan wat ons moet wakker maak, of die buurman se haan wat net eenvoudig irriterend is, moet ek en jy sê, Here, help ons vandag, dat ons nie Jesus dalk kan verraai nie. Die kraai van die haan moet vir my en jou 'n teken wees, of dit moet 'n reminder wees, dat ons so vandag moet lewe, dat Jesus deur ons verheerlik kan word. Ons moet nie wegsteek dat ons aan hom behoort nie. Ons moet bely, ons moet erken en getuig dat Jesus ons Here is. Mag jy in hierdie dag, vanaf die haan vanmôre kraai, tot vanaand wanneer dit donker word, Jesus se beste disipel wees, wat uitgaan en sal doen wat Jesus van ons verwag, sonder om Jesus op enige manier in ons lewens te verloon. Here, help ons om vandag te doen, te sê, te praat, te dink en ook daar te wees waar ons moet wees, sodat ons Jesus nie deur alles sal verloon nie. Amen.